Gerda, vandag se vraag is: waarom voel ons dikwels oorweldig? Ek wil eintlik sommer bysit hierso. Hoekom voel dit vir my ons voel tans meer oorweldig as wat ons gevoel het sê net maar 5 generasies gelede. Ek sê nie 5 nie, 3, 2 generasies. My ouma en oupa het nie so oorweldig gelyk soos wat dit lyk voel vir ons is hè. Lisa, ek dink nie my ouers het so oorweldig gelyk soos wat ons voel nie. Jy weet, so dit is regtig, ons generasie is meer oorweldig en daar is net soveel meer aanslae op ons sentrale senuweestelsel en daar is net soveel meer aanslae op ons aandag en ons tyd en ons konsentrasie en ons kognisie. Dit voel vir my en ek bedoel self ervaar ek dit dat daar nie 'n geleentheid meer is om af te skakel nie. En dit het 'n geweldige impak op hoe jy deur die lewe gaan en daardie oorweldiging waarvan jy praat. Nou ons kan nou maar ons gunsteling sondebok hier uittrek vandag want dit speel 'n groot rol met die selfoon. 'n Slimfoon wat die hele tyd aan die internet gekoppel is waarop jy die hele tyd boodskappe skryf en jy ook die vrees het dat jy ietsie gaan uitmis. Jy weet, ek het myself vanoggend 6:00 gevind toe op my foon se wekker af sodat ek dadelik gou gaan kyk het na die WhatsApps vir ingeval daar 'n vorm van 'n boodskap van die skool deurgekom het oor een of ander iets wat ons dalk vergeet het. En onmiddellik begin ek my dag oorweldig en ek weet ek is nie die enigste ouer wat dit doen nie of nie eens ouers nie, ek dink enige mens deesdae doen dit. Asof daar iewers in die nag iets kon gebeur het in daai 7-8 ure wat ons geslaap het wat skielik ons lewens onherroepelik gaan verander. Maar ons leef met 'n sin van dringendheid. Ons leef met 'n sin van dinge moet onmiddellik gebeur. Daar is nie meer daardie natuurlike ruimte nie. Ek en my man praat terug oor e-posse. Nou, van tevore is e-posse gesien as ietsie wat jy kan antwoord in jou tyd. 'n E-pos word deesdae gesien net soos 'n SMS op 'n WhatsApp boodskap. As jy hom lees, moet jy hom dadelik antwoord. Jy kan nie 'n uur gee of 2 ure nie, jy kan nie 'n dag wag om 'n e-pos te antwoord nie. So ons het soveel meer dringendheid wat ons aandag vereis, wat nie 'n generasie terug daar was nie. Ek dink my ouers het op papierbriewe gekry, Lise, en 'n papierbrief het 'n week gevat om by jou uit te kom, dan het jy hom rustig gelees, en dan het jy 'n paar dae gehad om jou brief terug te formuleer, en dan het jy jou brief getik of gestuur, en dan was dit nog so tussen die stuur van die brief en die ontvang van die respons was daar miskien 'n 2-week periode. Nou is alles so onmiddellik dat ons eintlik glad nie daarmee kan ons is nie gemaak om dit te hanteer nie. Dit is heeltemal te oorweldigend vir ons sentrale senuweestelsels. Maar ek bedoel Gerda, jy weet ook nog net so goed soos ek dat om nou nie meer oorweldig te voel nie, is nou net so groot probleem wat ek bedoel daar's goed wat jy nou vir ons gaan voorstel natuurlik. Maar aan die einde van die dag gaan ons vir onsself dit regverdig dat ja, ek moet kyk vir my kind se skoolgoed. Ja, ek moet my werk beantwoord. Ja, ek moet tog hierdie goed doen. Dit is want die wêreld om my gaan nie verander nie. Die wêreld gaan nog dieselfde bly. Hulle het nodig die antwoord. So, hoe kan 'n mens dan werk aan om minder oorweldig te voel binne die konteks van 'n wêreld wat jou nie gaan eintlik toelaat om anders op te tree as hierdie oorweldige mens nie? Ja. Lise, jy moet vir jouself marge skep. En met marge, jy kan dit 'n grens noem of 'n marge noem. Ek hou van die idee van 'n marge want dit is 'n kantlyn op 'n papier. Reg. En jy bepaal hoe wyd daardie kantlyn uiteindelik is. Jy bepaal hoeveel van jou tyd en jou energie gaan jy aan ietsie skenk en dan moet jy ononderhandelbaar vir jouself ruimte skep waarin jy uitprop. Wegtreë van die wêreld af, wegtreë van die geraas af, onbeskikbaar is, jouself dissiplineer om nie na jou foon te kyk en jouself dissiplineer om nie dringendheid aan alles te koppel nie. Want dis ook die ander kant, is ons koppel ook dringendheid aan dinge wat nie noodwendig so dringend is nie. Goed. Daar is sekere goed wat belangrik is, maar dit gaan môre nog daar wees. Jy hoef nie vandag noodwendig daaraan presies aandag te gee nie. En ongelukkig, Lise, gaan jy vir jouself moet besluit wat dit is en hoe dit lyk. En ek weet as ek met mense oor hierdie goed begin praat, dan is een van die algemeenste goed is, as ek nie vandag daaraan aandag gee nie, gaan dit net môre ophoop en dan het ek môre meer om na te kyk.
Maar ons het tog almal naweke en ons het tog almal sekere ure wat ons doeteenvoudig moet rus. En met marge is dit om daardie ruimtes net so te beskerm. En net te sê ek is nie beskikbaar van 'n Vrydagmiddag 4:00 tot 'n Maandagoggend 8:00. Daardie tyd sluit ek af vir myself. Ek is beskikbaar vir my familie en vir wie ook al daar rondom my is, maar ek gaan nie toelaat dat werk daarop inklim nie. Ek gaan nie toelaat dat elke liewe oomblik van my lewe bedreig is nie. 'n baie goeie dissipline om te handhaaf en dit gaan glad nie ietsie aan jou werkslas minder of meer maak nie. Maar is om die uur vandat jy wakker word, die eerste uur en die laaste uur van jou dag te beskerm. Dis 2 ure van jou dag wat absoluut so 'n enorme verskil gaan maak aan jou regulering en aan hoe oorweldig jy voel. En tog is dit 2 ure wat ons hanteer asof dit bysaak is. Mense wat nog in die bed lê en e-posse antwoord of na WhatsApps kyk of net op sosiale media is. Lise, om op sosiale media te wees, ontspan jou nie. Ek weet nie wie nodig het om dit te hoor nie, maar om op sosiale media te wees, maak jou eintlik meer angstig, laat jou meer oorweldig voel, want jy is skielik blootgestel aan soveel meer dinge, waaraan jy nie sou blootgestel gewees het, as jy nie geweet het dit bestaan nie, maar nou weet jy dit bestaan, want jy het nou dit gesien op sosiale media, en nou skielik voel dit vir jou soos 'n dringende ding, of iets wat jy nou moet kyk. Jy weet, en dit sluit alles in, van op watter tipe vitamiene jy moet wees. Jy het nie geweet hierdie soort vitamien bestaan nie, maar nou sien jy almal in die pause gebruik dit en jy voel jy mis uit en as jy dit nie gebruik nie, gaan jy agterbly. So nou is daar skielik 'n begeerte geskep, 'n behoefte geskep waar daar nie een was nie en jy voel jy moet dit nou kry. Jy kan nie dit oor 'n week of oor 'n maand bestel nie, jy moet dit nou bestel. So jy skep op tot 'n mate jou eie dringendheid. So ek is 'n groot voorstander van sosiale media grense. Jy moet dit vir jouself stel, jy moet besluit hoe lyk dit. Maar as jy die eerste uur van jou dag kan gaan sonder om na jou foon te kyk en die laaste uur van jou dag, dan gaan jy alreeds 'n groot verskil maak net aan hoe jy voel rondom daardie oorweldigend. Ek dink soos ons altyd praat oor hoe die brein en die lyf is een, wat ons baie keer mis in die hele konteks is dat ek is baie lief vir om altyd te sê dat mens moet onthou jou brein weet wat hy doen en hy weet wat hy moet doen. En dis nie vir ons daar om te stres daaroor nie. En ek dink as mens daai soos iemand het eendag gesê ek moet slaap hulle drink want dit vat my ure om in die slaap te raak. Tot ek gedink, gelukkig is jy om daai uur te lê, eintlik net met jou oë toe, maar net so te lê. En bedoel wat kan gebeur? Jou brein gaan dan lekker werk daar. Jy moet net jouself van los. Dis eintlik wat moet gebeur. Ek dink geen mens in die geskiedenis van die mensdom het binne 'n uur aan die slaap geraak nie. Sekere mense is geseënd daarmee. Maar mens moet lê en rol rond en dan dink jy oor goedjies. Ja, Lise, en laat jou brein sekere gedagteprosesse net voltooi. So ons voltooi nie ons gedagteprosesse meer nie. Ons dink, ons doen. Jy weet, ons sal met 'n sin begin en dan sal jy jouself onderbreek en 'n nuwe sin daarin sit en dan dink jy 'n gedagtegang is voltooi en hy is nie. Maar as jy vanaand daar lê, vanmiddag daar lê, vat 'n middagslaapie, jy lê net en jy laat jou brein toe om hierdie amper vrye denke net te doen. Onthou die hele psigoanalise is ontwikkel net uit vrye assosiasies. Die toelaat van die brein om die brein toe te laat om te dink en te gaan waar hy wil gaan en in daardie proses voltooi die brein partykeer gedagtesiklusse of idees kom of probleme wat jy nog nie opgelos het nie, se oplossings kom na jou. Maar nou wat doen ons? Ons onderbreek die brein se normale proses want ons kyk na video's wat vreemdelinge op die internet gemaak het. Deesdae 10 met kunsmatige intelligensie. So dis vir my verskriklik. Ons gebruik van wat is die mooi Afrikaans vir entertainment? Vermaak. Ons gebruik van vermaak en ons soek na vermaak, gedurende vermaak. Maak eintlik dat ons nie ons brein ooit toelaat om net ons gedagtes klaar te verwerk. So jy loop met dit, jou brein begin met die proses vanaand, nou haal jy jou foon uit en jy begin te kyk wat is op jou foon en jy kyk hierdie video en dan verwag jy met jou oë te maak en dadelik slaap, maar nou is jou brein ook waarwyd wakker. So nou begin jy
meer gestimuleerd te voel. Jy slaap slegter, jou slaapkwaliteit word ingeperk, môreoggend staan jy moeg op. So jy is al klaar meer oorweldig, net by implikasie van dit wat jy die vorige dag gedoen het of nie gedoen het nie. Ek hou daarvan om vir mense te sê dat ons breine werk 'n bietjie soos daardie ou rekenaars. Met ou rekenaars bedoel ek toe ons kinders was rekenaars, waar jy moes elke nou en dan die spasie op die skywe, moes jy defrag. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie, maar hy moes herfragmenteer en dan maak hy al daai lertjies bymekaar en dan stoot hy hulle almal na mekaar toe. Dit was my so lekker om net te kyk hoe die rekenaar dit doen. Daai proses was my so lekker om na te kyk. En ons brein het eintlik dieselfde proses nodig, laat hy net 'n bietjie sy prosesse klaar maak. Dis 'n baie interessante praktyk wat mense ook kan doen om hulle te help met dit, is om te skryf. Om jouself 20 minute elke dag aan die einde van die dag in 'n dissipline van skryf te kry. Skryf oor jou dag. Ons hou nie meer dag van ons dae nie en dan sê mense ja, hulle gebruik sosiale media as 'n visuele dagboek. Jy gebruik sosiale media net om jou hoogtepunte te laai. Skryf daai 20 minute lank met die hand, want dit is die enigste proses waar elke liewe hemisfeer van die brein 100% betrokke is. Motories, visueel, frontaal, prefrontaal, alles werk saam wanneer jy skryf om dinge te help verwerk. So jy het 'n heel breinproses om jou dag te verwerk, om idees klaar te maak. En kyk wat doen dit vir 7 dae. Mense sê altyd, ek het nie tyd om te skryf nie. Jy het verseker 20 minute. Jy het eintlik nie tyd om nie te skryf nie, want jy gaan goed baie vinniger verwerk. Jy gaan baie minder oorweldig voel. So jy gaan meer effektief wees. Jy gaan beter kan opdaag vir jou verhoudings. Maar skryf met die hand. Vat 'n pen op 'n papiertjie en skryf ook oor jou laagtepunte. Moenie net oor jou hoogtepunte skryf nie. Wat wens jy het beter gegaan? Wat sou jy wou anders doen in die toekoms? Regtig jouself dit te gun. Dit help so ongelooflik baie. So ons is oorweldig want ons is te veel blootgestel. Ons het nie gesonde verwerkingsprosedures of daaglikse rituele vir verwerking nie. Ons het nodig om onsself toe te laat om af te skakel en om die dinge wat ons voorgangers gebruik het 4-5 generasies terug, was byvoorbeeld om te skryf, om dagboek te hou. Ons het nodig om weer terug te gaan na daardie ou wat tog so goed gewerk het om onsself te help reguleer. Indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel, sy is 'n kliniese sielkundige van Somerset West. Haar besonderhede sal beskikbaar wees by hierdie gesprek. So gaan kyk gerus net hieronder om kontak te maak met haar. Deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. Dit voel my ietsie vir almal. En maar die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.